Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens vanoggend en my gebed is dat elkeen van ons ook 'n ontmoeting met die Here sal hê tydens die erediens. Mag die Here regtig ons lei ook deur sy gees. En die Here wat ook vanoggend hier by ons teenwoordig is, soos hy in sy woord sê, groet jou met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing kom uit Eksodus 20 en ons gaan lees vers 1 tot vers 21. Eksodus 20 vanaf vers 1 tot vers 21 en ek lees uit die 83 vertaling. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Toe die volk die donderslae en die klank van die ramshoring hoor en die weerligte van die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liewer met ons en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag hê vir hom en nie sondig nie. Die volk het op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die donker wolk waarin God was. En ons gaan veral fokus op hierdie verse 18 tot 21. Nou in hierdie gedeelte sien ons dat dit is weer tydens hulle woestynfase, nê? Die reeks waarmee ek besig is, die woestynfase wat 'n voorbereiding vir ons is om God se beloftes te ontvang. Voordat die volk die beloofde land ingaan, was daar eers 'n woestynfase waar hulle getoets is en gevorm is dat hulle waardig is om God se beloftes te kan ontvang. Dat hulle geloof gesuiwer is om God se beloftes te ontvang. Want ons lees hierso ook in verse 20. Eksodus 20 vers 2, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. So God toets hulle ook weer hier in hierdie geskiedenis, en ons weet die vorige geskiedenis wat ons gelees het tydens hulle reis deur die woestyn, hier weer eens by die berg Sinaï, nadat God sy wet gegee het, toets hy hulle. Net toets hulle. En hierdie Hebreëse woord nasa beteken om getoets of gelouter te word, om die mens se karakter te verfyn, sodat hy of sy meer intiem met God sal wandel. So wat soek God? Hy toets ons, want hy soek 'n intieme verhouding met jou. Vader-kind verhouding. En om jou karakter te suiwer, verfyn, sodat hy intiem met jou kan wandel. En dit is natuurlik die woestynfase, nê? Dis 'n tyd van voorbereiding, waar God jou karakter voorberei. En waar wat jy die vlees afsterf, die wêreldse denke
en maniere afsterf, wat jou geloof suiwer kan word, sodat jy die persoon kan word wie God wil hê jy moet wees, om dan sy beloftes te ontvang, wat hy vir jou gegee het, of hy roeping, wat hy oor jou uitgespreek het, wat hy in en deur jou wil doen. God berei jou voor daarvoor. Daar's baie dinge waarvan ons maar ontslae moet raak. Ons karakter moet verfyn word, om sy beloftes te ontvang. En nou, hoe die Here moet heers onder die volk. En nou word hulle getoets. En dan word gekyk, sal Israel die volk tot God nader? Sal hulle self tot God nader? Sal ons vandag self tot God nader om 'n intiem, persoonlike verhouding met God te hê, vader-kind verhouding? Sal jy tot God nader? Dis die vraag ook vir ons as Nuwe Testamentiese volk. Ek dink die hele lofprysing en aanbidding was gewees om te nader tot God. Here, ons het U nodig. I need you. Dit gaan oor die Here. Dit is nie meer ons nie meer ons eie koninkrykies nie. Die vraag is ook vir ons, sal ons tot God nader? Dat hy alles word in ons lewens. Dat hy sal heers. Want daar is nogal 'n neiging, baie kerkmense, wil nie amper self tot God nader nie. Hulle sal eerder amper professionele geestelike mense betaal om amper as 'n middelaar op te tree tussen jou en God. Ons betaal eerder mense. Professionele geestelike mense sal ons huur. En kerke kan maklik 'n toeskouersport word. Jy gaan Sondag kerk toe, daar's professionele ouens wat alles doen en hulle doen dit baie goed. Die musiek is uitstekend, die ligte is reg, die rook is daar. Jy luister dit's uitstekend alles. Maar jy bly net 'n toeskouer. Dis amper of jy in 'n teater sit en jy kyk na hierdie geestelike professionals wat die diens doen. En natuurlik hoe beter hulle dit doen, hoe meer gee jy ook. Dit kan so word. Ek beskuldig nie, ek sê nie kerke is verkeerd nie, maar dit hang af wat in jou hart is. Dat jy sê, ek wil eerder na so 'n kerk toe gaan, as ek na 'n kleiner kerk toe gaan, want hier gaan van jou gevra word, daar's 'n paar pakkies wat reggepak moet word, daar's wors wat gebraai moet word, daar's dinge wat gedoen moet word. Ek wil eerder gaan, en hulle doen alles, en ek betaal, en ek gaan huis toe. Toeskouersport. Amper soos gister se rugby, gisterand se rugby. Jy kyk en daai ouens speel, en hulle doen die game, en ek voel baie goed, aan die einde, as die eindvletjie blaas, en hulle het dit goed gedoen. Hulle het gewen. Pas op dat kerk nie vir jou so toeskouersport word nie. Want dis nie kerk nie. Ons is 'n liggaam. Ledemate. En of 'n skaapkraal. Jy kom Sondag hierso en dan moet vir jou kos gegooi word deur die herder, geestelike kos, en jy eet, en dan gaan jy net om bietjie moed te kry om deur die week te kom, en volgende Sondag ontvang jy net ook eers weer geestelike voedsel. Dit is nie kerk wees nie. Dit is godsdienstigheid in plaas van 'n verhouding met die Here. As amper die ander ouens moet alles doen. En ek sal luister en ek sal iets gee. Self. Dit is hoekom ons moet self persoonlik nader. Elke een self. Moenie jou verhouding met God bou op iemand anders se verhouding nie. Partykeer hoor jy dat mans sê wat eintlik die hoof van die huis moet wees. Jy weet die geestelike een in ons huis is my vrou. Jy bou amper jou verhouding met God op grond van wat my vrou. Sy is die geestelike een in die huis. Dit werk nie so nie. Kan nie dit sê. Dit is nie my vrou is die geestelike een nie. Om passief te wees ook in die koninkryk gaan jou nie 'n Christen maak nie. Ek weet dis wanneer mens gaan doen, wanneer jy uitgaan, en jy volg Jesus, jy neem sy juk op wat sag is, sy las wat lig is, en jy gaan doen, dan groei jy. Om met passief te sit, gaan jy nie groei in jou geloof nie. Ek kan elke aand, kan ek in my motorhuis gaan slaap, maar ek gaan nie 'n kar word nie. En dit is ook hierdie selfde, om net te sit en net te hoor en goeters, maak jou nie 'n Christen nie. En dalk preek ek nou vir die bekeerdes want dit gaan oor wat is jou gesindheid. So om hierso toegerus te word om te gaan doen, om te gaan kerk wees deur die week. En
ek is dankbaar. Nee, ek is regtig so dankbaar dat die afgelope tyd, ook met die disipelmakers en wat in die gemeente aangaan, nee, kom ek agter, ons word al hoe meer kerk van maandag tot sondag. Dis nie meer net sondag nie. Of wanneer ek hoor, weet, met hierdie genadesentrum, wat daar gebeur en hoe die mense aktief aangaan en bid daar vir die mense wat kom, en mense wat kom daar help en kospakkies kry. En dis nie net dit nie, dit is ook waar ek lidmate in hierdie disipelmakersgroepe hoor by die werk, nee, preek en bid. Preek nou klink dit, nee. Maar bid vir mense wat in nood is, nee. Die getuienisse word al hoe meer. Want dis kerk. Dit is wat kerkwees beteken. Elke dag 'n getuie van Jesus te wees, sy disipel te wees. Maar nou lees ons, dit kan vandag ook so wees. Die Ou Testamentse volk het vir Moses sê, praat jy liewer met die Here. Laat die Here eerder met jou praat. Nee, praat jy liewer met ons en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Pas op daarvoor. Nee, en dan wil ek kyk ook waarom mense baie dikwels op 'n afstand bly en sê nee, wag, ek kan nie nou, wil nie met die Here nie. Kom ons kyk bietjie wat sy redes daar is, wat ook voorgekom het in hierdie tyd, maar eintlik voor ek by daai redes kom hoekom mense op 'n afstand bly van God, wil ek eers kyk wat is die betekenis van die wet, want wat hier gebeur is net nadat die volk die wet ontvang het. Nee, wat is die betekenis van die wet? Die wet van die Here was nooit die bedoeling om gered te word daardeur. Deur die wet te onderhou word jy gered nie. Was nooit die bedoeling gewees nie. Dat jy deur wetsonderhouding gered kan word en 'n kind van die Here kan wees en tot God kan nader. Want ons weet ons het 'n sondig, nee, ons kan nie, net deur wetsonderhouding dit doen nie. Want wat het hier gebeur? Die Here red eers die volk uit die slawehuis van Egipte. Hy red hulle eers. En dan by Sinaï gee hy eers sy wet. So hy red hulle eers, maak hulle sy volk. En dan gee hy sê in vers 2 staan daar, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. So Israel moes nie die wet daar in Egipte hou en toe red die Here hulle toe hulle nou mooi al die 10 gebooie onderhou het nie. Nee, hy red hulle eers. En dan gee hy sy wet. En waarvoor sy wet daar? Om te sê, leef nou as my kinders, ek neem julle aan. En om dit prakties te wys, julle is my volk, nee, doen hierdie dinge. Wees dankbaar. Doen dit uit liefde, want ek het julle so lief gehad eerste. Nee, wat is die betekenis van God se wet? Dit is om te wys ek is 'n kind van die Here, nee, en om prakties my liefde uit te leef. As jy die Here lief het, gaan jy tog nie ander gode aanbid nie. As jy hom werklik lief het. Jy gaan nie sy naam soos 'n vloekwoord gebruik nie. Nee, so die Here sê baie prakties vir ons, dit is wat liefde vir my beteken. En dan is ook later, Deuteronomium 6 vers 4 en 5, nadat hierdie geslag wou nie tot God nader nie, en daarom het hierdie geslag moes uitgesterf in die woestynfase, nee? En 'n nuwe geslag kon eers die beloftes ontvang, want hulle wou nie tot God nader nie. En dan later kom Moses en hy sê vir die nuwe geslag wat die beloofde land gaan ingaan, herinner hy hulle weer aan die wet, en dan nadat hy die wet vir hulle weer gee, sê hy, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here, daarom moet die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Dis die betekenis van God se wet. Dit is om prakties te wys, jy het God lief met siel, hart en siel en met al jou krag. Vir Jesus vra hulle mos toe ook later, wat is die grootste gebod? Net die skrifgeleerdes vra vir hom in Matteus 22 vers 37 tot 40. Nee, dan sê hy mos dan ook, hy haal hierdie woorde aan, jy moet God bo alles lief hê met jou hart, siel, met al jou krag, en jou naaste soos jouself. So dis die bedoeling van die wet. Nee, om God lief te hê. Dit is waaroor dit gaan. Nie om 'n kind van God te word nie, dis God se genade, sy liefde. Hy nader tot ons, hy reik uit na ons toe. So, God se wet is uit dankbaarheid en uit liefde volg ek God se wet. Maar hoekom bly ons baie keer nog op 'n afstand? Wat is daai redes? Vers 18 en 19 staan daar.
Toe die volk die donderslae en die klank van die ramshoring hoor en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op afstand bly staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liewer met ons en ons sal luister, moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. So, ons kan dit daarom aanprys by die volk, hulle het besef hoe groot, almagtig, heilig God is. Het werklik ontzag vir God gehad. Heilig en ontzag. Maar het gebewe van angs. Hoekom? Hulle het al klaar hierdie ou wettiese ding gehad. Hulle het gedink, gekyk na al hulle sonde, dink maar ek kan nie tot God nader nie. Ek moet werk. Klare verkeerde siening gehad, nadat God sy wet gee. En hulle het hierdie wettiese siening gehad en hulle bewus geraak van al hulle sonde. En het gebewe van angs. Maar Moses het God se heerlikheid en wonderlike en almag gesien en heiligheid gesien en hy het nie gebewe van angs en weggebly nie, hy het God aanbid. Dis wat dit eintlik moet veroorsaak. As jy onder die bewus kom van hoe groot en almagtig en heilig die Here is, moet jy nie van angs wegbly, jy moet hom aanbid. En as jy bewus raak van jou sonde, dan moet jy reeds na hom toe gaan. Nie wegbly nie. Het gebewe van wie hulle sondes. Wetsonderhouding, het gedink sy vereiste om tot God te nader. En weet jy, as jy hierdie wettiese houding het, en dink jy moet perform om tot God te nader, sê jy nooit die Here se stem hoor nie, jy sal net donderslae en weerlig in die goeie sien. Maar jy sal nie God se stem hoor nie. Nee, as jy verkeerde verhouding op verkeerde goed gebou is met die Here. Want die volk het net donderslae en weerlig en rook gesien. Maar nie God se stem gehoor nie. Moses het God se stem gehoor. Hy het ingaan en God se stem gehoor. Ook later sê Jesus, Here, openbaar U heerlik, verheerlik U naam. Nee, dit is nou daar in die Nuwe Testament. Vader, verheerlik U naam. Toe daar 'n stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan het, dit gehoor het gesê daar's 'n donderslag gewees. Het gesê daar is 'n donderslag was. Ander het gesê 'n engel het met hom gepraat. So daar was sekere mense, hulle hoor net 'n donderslag, né? Daar met daai wettiese verhouding, wat die Jode gehad het. Hulle hoor net donderslag. Hoor nie die Here stem nie. Die ander het gesê 'n engel het gepraat. So jy kan net God se stem hoor wanneer jy die regte verhouding met hom het. Wanneer jy nie 'n wettiese verhouding met God het nie. En dink deur jou goeie dade kan jy tot hom nader. Ja. Israel het gedink God is ontoeganklik. Maar God se heerlikheid, gedink God se grootheid, almag, heiligheid maak hom ontoeganklik. Maar nee, dit moet by jou verwondering bring, moet by jou aanbidding bring, met aanbidding moet jy tot hom nader. En ek weet vandag is daar nogal baie keer 'n beweging waar mense amper met God praat asof hy jou pel is, nee. En nie meer daai heilige eerbied vir God nie. Maar as 'n balans. Die eerbied vir die Here moet veroorsaak dat jy hom aanbid. Want die Here sê ook, weet nadat hulle die volk ook later die goue kalf gebou het en aanbid het, nee. En Moses tree in, dan sê die Here ook, ek, die Here, die barmhartige en genade God, lankmoedig, vol liefde en trou, ek betoon my liefde aan geslag en geslag. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Nee, so God wil hê jy moet kom. Hy is groot almagtig, maar kom na hom toe. Nader tot hom, aanbid hom. Ja. Jy kan God ken, jy kan tot hom nader. Hy is ook die God, barmhartig, genadig, lankmoedig, vol liefde en trou. Want sy liefde, daar's 'n weg tot hom, nee? In liefde het hy 'n weg vergifnis gebring. In die Ou Testament was dit natuurlik deur die offers, die offerdiens. As jy gesondig het, nee, die Here weg oopgemaak het, bring jou offers wat heen wys natuurlik na Christus. Nee,
Daarom moes hulle oor en oor die offers bring. Die offers kon nie regtig die sonde nie. Maar dit was eintlik in die geloof bring jy offer in die Ou Testament wat wys na die Messias wat gekom. God se volmaakte offer, Jesus Christus. Wat kom, en dis die bedeling waarin ons leef. Die pad is oop, voorhangsel geskeur met Christus se kruisiging. Daar's vergifnis. En sondes laat ons nou reeds na God toe hardloop. Nee, na God se seën. Moenie dink daar's enige sonde in jou lewe wat te groot is wat God jou nie kan vergewe nie. As jy dink jou sonde is te groot vir Jesus se kruisoffer, dan sit jy eintlik met hoogmoed. Te dink dat Jesus se kosbare prys wat hy betaal het, nie groot genoeg is om hy sonde te bedek nie. Moenie met hoogmoed sit nie. Jou sondes moet jou nie weghou van die Here nie, moet jou reeds laat vlug na hom toe. Dis wat mens baie keer ervaar, nê. Iemand wat half in sonde val, nê, en wat sy huwelik nie goed gaan nie, en daai dinge, nê, dan bly mense weg baie keer van die kerk af. Dis reeds dan wat jy moet kom. Nê, om saam te bid en saam te sê, Here, gryp hier in. Ja, weet ek lees in 'n boek die verhaal van 'n seentjie, tienerseentjie, en hy elke aand speel hy tot te laat. Sy ouers sê van hy moet kom en sê 6 uur by huis wees, dan kom hy eers hier 6:30 by huis, want hy speel om die maatjies in die straat. Hy luister nou maar net nie. Nou sy ouers is toe nou baie beraak nou geïrriteerd en wil hom toe iets leer, en hulle sê toe, vanaand moet jy 6 uur hier wees. Ja, mamma, papa, ek is 6 uur hier son. Toe hulle nou weer kom, toe is hy weer laat. Dit is eers weer 6:15 wat hy daar kom. En hy gaan toe en hy sien sy ouers het al klaar opgeskep en hulle wil net begin eet. Toe stap en hy spring vinnig sit hy op sy sitplek. En toe hy voor hom kyk, toe is daar net 'n stuk droë brood en 'n glas water, want sy ouers wil 'n bietjie iets leer. Nee, hy moet betyds wees as hy wil eet. Nou, en hy kyk so verbaas na hierdie stuk droë brood en die glas water. En hy weet nie wat, hy is so verbaas en toe staan sy pa op en vat daai die droë brood, vat en hy ruil hom met sy bord kos. Sy pa gee sy bord kos vir hom en vat sy bord droë brood. En hierdie seentjie is nou volwasse man, vertel al die jare wat hy opgegroei het. Daai daad van sy aardse pa het vir hom altyd bygebly en sê, maar dit is hoe God die Vader is. Hy ruil en hy gee vir jou 'n bord kos. Dit is hoe God is. En ek onthou ook in my eie lewe ook, nê, daar seker mos Matteë seisoene waardeur jy gaan, wat die Here ook maar in jou hart moet werk. Ek het ook maar groot geword en dat ek eintlik te bang was om na God die Vader te gaan. Nou Jesus, ja, want hy het vir my sondes gesterf. Dit kom uit 'n baie tradisionele agtergrond, nê, waar God as hierdie heilige God uitgebeeld is en hy is die heilige God. Maar ek het hierdie idee gekry, God die Vader duld my net ter wille van sy seun Jesus. En ek het nooit eintlik tot God die Vader genader nie. Altyd net tot by Jesus. En ek het hierdie verhouding ook gehad. Nee, hierdie ampere godsdienstige verhouding. Ek het nie God die Vader se hart leer ken nie. Selfs nadat ek geswat het op die teologiese skool, daarom het ek gereed gevoel om bediening toe te gaan nie. En ek terug weermag toe. Nee, en ek het daar lekker opleiding gegee en ek het hierdie wettiese verhouding met God die Vader gehad, want ek is eintlik nie goed genoeg vir God die Vader nie. En ek het nie self tot God genader nie. En dan ook 'n tweede rede, nee, omdat ek dink God is al ver. Nee, en dan nog 'n tweede rede ook, waarom ek baie keer, wat ek ook daai tyd God vermy het, en wat ook algemeen baie keer in die kerk is, nee, en dit lees ons in vers 20, waar Moses sê, maar Moses die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê julle moet ontzag gee vir hom en nie sondig nie. So ek was bang vir God die Vader gewees, want hy is die heilige, almagtige God wat waar is, en ek kom elke keer net tot by Jesus, maar ek gaan nie deur na hom toe, want ek dink nie God kan my aanvaar nie. Kyk net hoe lyk ek, kyk hoe lyk my lewe.
En dan 'n verdere rede hoekom mens baie keer wegbly van die Here af, van wat met my gebeur het is, ek dink maar, ek is maar hierdie sondaar. En as ek hierdie sondaar is, ek wil ook nie regtig van die sonde ontslae raak nie. Ek wil ook maar met die sonde eksperimenteer. Want dis ook wat baie keer in die kerk is, die eksperimenteerders. Ons eksperimenteer met sonde, kyk hoe ver ons kan gaan met die sonde voordat ons insluk. En omdat ek nie hierdie lewende verhouding met God die Vader gehad het nie, is ek terug weermag toe en ons het lekker met die sonde ook maar geëksperimenteer daar in die weermag. Die ouens het maar te kere gegaan en so. En jy kyk elke keer maar net, weet ek is 'n Christen, maar net kyk hoe ver ek kan gaan met die sondes. Mense wil partykeer God vermy omdat hulle wil aanhou sondig. Jy wil reeds nie jou bekeer van jou sonde nie. Jy wil maar aangaan daarmee. En dan vermy jy God. En jy sien amper God as 'n pretbederwer. En jy dink 'n verhouding met die Here is droog, is nie opwindend nie, is nie sinvol nie. En ek het amper so gedink. Ek het op daai stadium verkeerde idee gehad en dink om 'n predikant te word is seker baie so droë lewe. Jy moet net preek en huisbesoek doen en katekisasie gee en dis dit. Want wat ek ook in die kerk beleef het, was al ook nie eintlik groot dinge nie. Ons het nie gepraat van wonderwerke en sulke goeters nie. Ja, en jy dink die wêreld bied meer as 'n verhouding met die Here. In die wêreld gaan jy meer plesier en sinvolheid kry as in daai persoonlike verhouding met God die Vader. En as jy nie daai persoonlike verhouding met God die Vader, dan gaan dit ook so vir jou wees. Gelukkig die Here Elsa Marie op my pad gestuur. En ek kon nuwe dinge leer van wie God is as Vader. Ek dink God, baie keer dink mense God is 'n pretbederwer en die wêreld bied meer as wat God bied. Die sonde bied nie meer nie. Dit kan ek vir jou sê, dit is 'n gevaarlike speletjie om 'n eksperimenteerder te wees. Dit is net God se genade wat baie van ons soek maar deur fases, dat God jou bewaar het, dat jy nie ingesluk is deur die sonde nie. Dit is absoluut net God se genade. Moenie kyk, party Christene kyk met wat is die minste waarmee jy kan wegkom om 'n Christen te wees? Nie daai gesindheid te hê nie. Kyk wat is die minste om 'n Christen te wees? Nee, Here, meer van U. Net meer en meer van U. Daarom moet jy ook nie praat oor disippelskap, om daar in die wêreld van die Here te getuig nie, want mense gaan my spot en my pelle gaan dalk nie meer so baie van my hou nie, hulle gaan my uitskuif. Dit gebeur. Nee. Weet jy, daar's baie meer in 'n verhouding met die Here. Baie meer. Dit is meer opwindend. Daar's meer dinge wat gebeur. Dit is opwindend, dit is sinvol, dit gee vir jou rigting in jou lewe. Ek het ook so gelees in 'n boek van 'n interessante kunswerk. Ek weet nie of mense dit 'n kunswerk kan noem nie, maar blykbaar in 1982 by so 'n kunsgalery was daar 'n kunswerk geweest, daar's 'n stoel waarop jy gaan sit en dan's daar 'n haalgeweer wat oorgehaal is. Wat so jy kyk so in die loop van die haalgeweer vas. En die haalgeweer gekoppel aan tydmeganisme wat in die volgende 100 jaar gaan een of ander tyd afgaan. En wat die snaakste was, dat die mense toue buite gestaan het om op daai stoel te gaan sit vir 'n minuut, dat die haalgeweer nie in jou minuut sal afgaan nie. En dat mense dit uitdaging, staan toue om dit te doen. Nou weet ek, baie van ons sal nou nie so ver gaan nie, sal nou nie dink om dit te doen, ek wil nie so dobbel met my lewe nie. Maar baie van ons dobbel tog met ons lewens, deur so te eksperimenteer met die sonde. En dis net so, dan vat hy jou. Dan vat hy jou, en hy vernietig jou, die sonde. Hardloop van die sonde weg. Toe Josef so
uitgelok is, nê, dan deur die vrou van sy baas, het hy gehardloop. Toe gryp sy mos nou 'n stuk. Dis die beste. Nee, moenie eksperimenteer, moenie dobbel met jou lewe deur te eksperimenteer met die sonde nie. En nou dag toe was ek by 'n predikante byeenkoms gewees en toe ek half wegry. Toe so een keer, maar ek voel die kar swing so. Toe ek so een keer wegry en ek stop en kyk, toe is my wiel pap. Ek het daarom 'n spaarwiel. Maak oop, haal die spaarwiel uit, sit hom op, toe kom die laat sak, toe is die spaarwiel pap. Nee. En so lewe ons ook baie keer as jy eksperimenteerder is, nee, jy dink God is 'n spaarwiel. Nee. Maar jy wil nie sonder hom wees nie, maar jy wil hom ook nie gebruik nie, want as jy hom gebruik, jy gewoonlik in die moeilikheid. Sê jy wil op vakansie gaan nie sonder 'n spaarwiel, maar jy hoop nie jy gaan hom nodig hê nie. Nee. So moet so baie keer met die Here ook. Die Here is weggepak onder die bagasie van die lewe. Jy sien hom nooit. En dan wil jy hom eendag uithaal om hom te sien en dan is dit pap. Nee. Want jy het nie hy verhouding met God nie. Ek het daai spaarwiel verwaarloos. Nie verhouding met God nie. Pas op, moenie God wegpak onder die bagasie van jou lewe nie. Jakobus sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Gee oor. Eintlik, jy bepaal eintlik hoe naby God kom. Is daar nog gedeelte in jou lewe wat jy sê, dis myne? Ek wil nie die Here moet daarom kom nie, want dan daar verandering kom. Nee. En ek wil nie verander nie. Sê Here, hier is ek. U is die pottebakker. Ek is die klei. Nader tot God. En hy sal tot jou nader. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U 'n persoonlike God is. Dat U wat so groot, so almagtig is, wat alomteenwoordig is, wat volmaak heilig is, niks is vir U onmoontlik nie. Here, ons kan nie eers met ons koppe U deurgrond nie. U die groot almagtige God, sê ook, maar U is die genadige God, wat vergewe, wat barmhartig is. En U het vir ons 'n pad oopgemaak na U toe. U het die duurste prys betaal om tot U te kan nader, as ons hemelse Vader. U seun Jesus Christus. En daarom kom ons ook, Here, en ons erken U grootheid en almag. Here, maar ons aanbid U. Ons nader in Jesus se naam, om U te aanbid en sê, Here, nie meer ek nie, maar U wil. Kom vorm my. Kom maak my soos wat U my wil hê. Here, ja, Here, ons is net in U hande. Ons liggame is 'n tempel van U Gees. Kom werk U kragtig in en deur ons en lei ons op U pad. En dat ons op U sal fokus, Here. Dat nie net vanoggend Sondag wat ons hier is nie, maar Here, reg deur die week sal weet dit waar U ons plaas is ons U apostels, U uitgestuurdes. Ons is U kerk. In Jesus se kosbare naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat vir die pad oop weggebaan het na God die Vader. En dan ook die liefde van God die Vader, nee, wat oor jou spreek, jy is sy kosbare kind. En dan ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly. Amen.